Môre, dit is dan 19 Mei 2026, lesing 15 van die Groot Johannes Evangelie, boek 4. Uit ons gister nog steeds is die gesprek daar, nadat die twee meisies wat verdrink het, deur Joshua opgewek is uit die dood, vir hierdie twee manne as vrou gegee is, en nou is Sireneus neem die twee dogters aan, maar dit is toe in elk geval sy eie dogters, wat gesteel is 17 jaar van tevore. Soos ons kan dink, is die man nou basies uit sy vel uit van blydskap. Hy het nie nou net twee dogters gekry nie, maar ook twee skoonseuns wat deur die vader self aangewys is. So hy weet dat dit 'n goeie huwelik sal wees, of albei goeie huwelike. Ons gaan verder met hoofstuk 30, die woord praat en doen. En hierdie is 'n hoofstuk wat ons maar gerus aan ons hart kan bind. Want daar is baie praters, maar daar is nie baie doeners nie. Ek praat nou van in die geestelike sfeer, in die godsdiens, in die kerksysteem. Baie praters. Hoor wat sê hy vir ons. Nadat ons Hinka op hierdie wyse ietwat tot ruste gebring het, kom Risa as tweede skoonseun van Sireneus en begin homself op dieselfde manier te verontskuldig. Natuurlik deur te sê hy is dit nie werd nie. Maar Rafael klop hom op die skouer en sê: "Vriend, hou jy jou maar aan die waarheid in jou hart, want jy is nog lank geen Zinka nie. Jy is weliswaar goed en eerlik, maar sê moet jy maar net dit wat jy in jou hart voel. Verstaan jy dit?" Dis 'n belangrike ding vir ons. Sê maar net dit wat jy in jou hart voel. Los al die ander kletspraatjies uit. Ons mense in vandag se tyd is so besig met kletspraatjies. Regtig, soos die ou mense sê, kletskouse. Praat die grootste klomp nonsens van die grootste klomp onbenullige items wat jy aan kan dink en sake. Ons moet in ons hart na Joshua luister en dit wat daar is moet ons oordra. Empty vessels make a lot of Nou sê, net so. Risa sê: "Ja, hemelse vriend, ek verstaan wat jy vir my gesê het, en ek sal, as ek ooit praat, sê wat ek in my hart voel, en daar sal geen onwaarheid oor my lippe kom nie. Ek is weliswaar nog jonk, en het minder ervaring as soveel ander. Veral met die vroulike geslag het ek bykans geen ervaring nie, en ek was nog nooit verlief op 'n meisie nie. Maar sy trek my baie in my hart aan, en ek voel dat ek uitermate gelukkig sal wees, as die hemelse mooie Ida my vrou sou word. Ek voel egter ook dat ek by hierdie seun 'n ontsettende dom indruk sal maak. Om die rede sou ek self liewer sonder hierdie seëning wou wees. Tans is my liefde vir Ida nog lank geen hartstog nie, en ek sou nog met gemak van hierdie toekomstige seëning kon afsien. As ek haar egter later vuriger lief sal hê, en die seëning my dan tog nie teen deel sou val nie, sou dit my buitengewoon baie hartseer besorg, waaroor ek my baie moeilik heen sou kon lig. Daarom sou ek wil dat die meester en Sireneus my alle hoop op so 'n seëning sou ontneem. Kyk, hemelse vriend Rafael, so voel ek daaroor, en dit het ek nou ook gesê. As jy my 'n bietjie kan help, doen dit dan voor dit te laat is. Want werklike hulp moet ook op die regte oomblik verleen word, anderste het dit weinig nut. Vriend, sê Rafael, daarmee sal jy van my weinig of heeltemal geen hulp nodig hê nie. Laat dit dus maar soos wat die meester dit bepaal het. Jy kan weliswaar van alles afsien, want teen die menslike vrye wil in bepaal die meester nooit iets nie, behalwe die maat en die vorm van die liggaam. Maar dit skenk die mens nou nie juist so besonder baie seën nie,
as hy te min aandag skenk aan dit wat die meester, ook alles dit maar met die geringste aanduiding aangeraai het. Verstaan jy dit ook? Nou sê Risa, ja, dit verstaan ek ook, en daarom sê ek maar net, Jahwe se wil geskied altyd, want wie Elohim se wil doen, kan onmoontlik ooit faal. Jahwe Elohim moet tog wel die beste weet, waar ons mense die meeste baat by het. Daarom sal ek dan ook van nou af aan met alles steeds met die grootste dank in my hart aanneem, en dit doen wat die meester sal voorskryf, wat die mens maklik kan doen, omdat sy hart hom daartoe aanspoor. Dit moet hy altyd doen, en dit nie naas hom neerlê nie. Daar is genoeg stryd by ander sake, waarmee die swak wil van die mens moeilik oorwin. As hy nou met maklike en aangename sake ook weinig wil toon, sal hy in die ware deeg sekerlik weinig vooruitgang boek. Het ek reg geredeneer of nie? Nou aan die een kant is dit nie sleg van hierdie ou om sy stand en posisie ten opsigte van hierdie meisies nou wat basies die hoogste en magtigste familie in Rome is nou die huis waaruit hulle kom, en hy sien nie om so baie laag. So dit is eintlik 'n ware nederigheid wat jy nie kan sê dis verkeerd nie. Maar as jy dit opweeg oor wie jou in die huwelik gesit het, dit is Yeshua self, wie die Vader self is, dan het jy geen reg om daardie besluit wat vir jou gemaak is, te gaan nie. En ek kry so baie mense wat, dan kry hulle 'n opdrag in hulle hart, en dan is hulle hore, maar hoekom moet ek dit doen? Ek is so onwaardig, en ek is so dit, en ek is so dit. Dit is sinnelose praatjies. As jy 'n opdrag in jou hart kry om vir iemand te gaan kos gee, of om iemand te gaan gesond bid, of iemand te gaan bevry van die demoniese magte, dan staan jy op en jy gaan doen dit. Punt, klaar. As hy dit in jou hart geplaas het, was dit dan juis sy wil dat jy dit moet doen. En jy hoef dit nie te bevraagteken nie, en dit is in elk geval ook nie nederig nie. Baie mense is hoogmoedig in hulle nederigheid, en daarvoor moet ons baie oppas, veral mense wat 'n godsdienstige gees het. Ek het 'n ou maat gehad, hy was 'n dominee wat uit die kerk uitgegaan het, en hy het 'n baie lering vir ons gegee, goeie lering oor Satan en sy magte. En toe sê hy, vir duisende jare het Satan die mens bestorm met die verskriklikste, wreedaardigste, demoniese magte en kragte. Mense het met die swaard gekom, met pynbanke, met allerhande gruisame goed. En die mens het gevlug voor hierdie goed, maar hulle is nog steeds in hulle miljoene gedood. Hy sê maar iewers het Satan 'n plan gemaak, en toe het hy die mense met godsdienstige geeste begin aanval. Nou 'n godsdienstige gees is die moeilikste gees om eerstens raak te sien, as jy nie die ervaring het nie, en tweedens is dit amper onmoontlik om daai gees uit te dryf. Want die persoon wat daai gees het, is gewoonlik baie godsdienstig. Hulle kan deurgaan as dwepers. 'n dweper is iemand wat die heeltyd is dit met die mond, is hy heeltyd besig om godsdienstversies vir jou te gee, en dan sê hulle, ek sal dit doen as die Heretjie wil, en as die Heretjie wil sal ek môre dit doen, en as die Here wil sal ek dat doen. En jy sal dink, hierdie persoon is 'n baie gelowige persoon. Maar die toets is altyd, konfronteer so 'n persoon met waarheid. Neem hy dit aan of neem hy dit nie aan nie? En so het daar baie groot organisasies in hierdie dwepergeeste en vals godsdienstige geeste verval.
En die hele kerk is deurtrek met so 'n gees. En dit is nie moeilik om daarin te val nie. Hierdie gemeente het self daarin geval. Deur mense wat ingekom het en 'n gees ingebring het en gesê het, hulle kry al hierdie inligting by Vader. Hy praat deur hulle en wat ons moet doen. En dit klink alles mooi. Let wel, dis nie dinge wat verkeerd is nie. Maar dit is 'n gees wat hom voordoen as die Vader Gees. En dit is die gevaar, want net daar kom die manipulasie. En dit is hoe jy hierdie gees in meeste van die gevalle ook kan erken. Dat die persoon wat daardie gees in die organisasie inbring, of dit 'n profeet is, of dit 'n pastoor is, of 'n dominee is, of wie ook al is, of as dit die kerkorganisasie se gees is. Kyk maar altyd, daar sal altyd mense verhef word. En mense sal hulle self belangriker, meer godsdienstiger as die ander opstel. En hulle sal wegkom daarmee, want eintlik soek almal in hulle harte 'n leier, veral in die godsdienstige sake wat nou al so de mekaar is en so verwarrend geword het, dat ons kan sien dat daar vandag 38.000 Christelike denominasies oor die wêreld heen is. 38.000. En daar was net een Yeshua met een leer wat in 4 boeke te kry is in die Bybel, die 4 evangelies. So geen wonder dat die mens verwarre is nie, en dan kom hierdie godsdienstige geeste en hulle gebruik die verwarring om hulle self te bevoordeel. En pas op, wees altyd op soek na die enigste leier wie ons moet hê, en dis Yeshua. Veral vind ek dit by vrouens, wie se mans nie geestelike priesters in hulle huise is nie. Vrouens soek meer na 'n leier as mans, omdat mans geneig is tot daai denke van, man, ek weet alles, ek is die een wat jou sal lei. Maar die vrou wil 'n leier hê. En dan baie keer kom ek by 'n gesin en moet ek berading doen. Dan is die ou se klagte, sy vrou kan nie uit die kerk uitkom nie. En sy hou aan in die kerk en sy soek niks anders as die kerk nie. Dan vra ek hom, nou, het jy jou priesterskap in jou huis opgeneem? Lees jy in die oggend en in die aand die Bybel vir julle as gesin om 'n tafel of waar ook al? Nee, ek doen dit nie. Ek sê nou maar presies. As jy nie die priesteramp in die huis gaan opneem nie, gaan jou vrou in elk geval is hy te hinkering na iemand wat die priesteramp bedien. En nou soek sy dit by die pastoor. En gewoonlik as die ou nou sy slaprigheid los en dit begin doen, en dan sê ek gewoonlik vir hulle, en pas op nou, om nie die Bybel nou te gebruik om houe in te kry teen jou vrou se kerk nie. Bly by die liefde van Yeshua. Lees van die liefde. Lees die evangelies, want dit is die mooiste boeke vir ons om ons pad na Yeshua toe te kry. En dan sal jy sien wat gebeur. En dan, in meeste van die gevalle wat ek hanteer het die ding reggekom. En die gesin se orde is reggestel, en dan later sê die vrou, ek gaan nou nie Sondag kerk toe nie, ek wil graag hê jy moet vir ons 'n stukkie uit die Bybel lees, en ons kan 'n stukkie sing of wat ook al. En dan is die orde herstel. So besop vir godsdienstige geeste. Nou vers 8 sê Raphael, ongetwyfeld, maar laat daar ook nog van jou gesê word, dat het beter is om baie te doen en goed te doen, as om baie te praat en goed te praat. As die mens jou baie goeie dinge sien doen, sal baie jou dit ook nadoen.
Maar as hulle jou ook baie en goed hoor praat, sal hulle jou dit ook wil nadoen. Omdat baie egter nie die ware wysheid het om werklik goed te kan praat nie, sal hulle sekerlik onsin uitkraam en daardeur baie swak harte skaad en ook vir hulle self, omdat hulle daardeur hoogmoedig ingebeeld word. Deur die onnodige lus tot praat, word daar mettertyd allerlei valse leringe versprei en word die arme mensdom verblind en in diepe duisternis gedompel, sodat dit later moeilik is om hulle weer te verlig. Dink aan die baie gepratery van predikante en pastore in kerke waar niks gedoen word om mense wat nood het op te hef nie. Maar deur baie goed te doen, kry die mensdom edele en geopende harte. 'n Edele en oop hart is sonder meer die beste kweekplek vir die ware wysheid en sal ook weet om goed en reg te praat waar dit nodig sal wees. Ek het dit vir jou gesê, omdat jy dikwels te veel wil sê, terwyl jy nog lank nie alles besit wat vir 'n egte goeie toespraak nodig is nie. Praat daarom min, maar luister en doen daarenteen des te meer. Dan sal jy ook 'n egte leerling van die meester wees, geheel volgens sy wil en na sy welgevalle. Hulle wat eendag moet praat en preek, sal die meester wel self daarvoor uitkies. Diegene wat hy egter nie self sal uitverkies om te praat en te leer nie, is deur hom slegs bestem vir die toepassing van sy woord en sy leer. En diegene moet daarom altyd slegs dit doen, waartoe hulle deur die meester sonder meer bestem is. Dan sal hulle self altyd kan verheug in die welgevalle van Elohim en in die een of ander besondere barmhartigheid. Sê dit ook vir jou vriende en amptsbroeders, want ook onder hulle is daar die wat hulle nog baie op laat voorstaan, dat hulle ordelik en vlot kan praat. Ook hulle is nie deur die meester vir die praat nie, maar slegs vir die doen bestem. Nou dieselfde geld hier by ons. Nie almal is vir die praat bestem nie. Weens die redes wat hy hier sê, is dat jy eers baie moet leer, voordat jy geroep kan word tot die praat. Maar niks verhoed jou om te doen nie, want dit is die eintlike kern van sy leer, dat jy die liefde sal doen, dat jy jouself voor Vader sal reinig, en van al jou swak gewoontes ontslae sal raak, en in gevalle ook bose gewoontes, sodat hy in jou tempel kan intrek. Dis die eerste ding van doen. Die tweede ding van doen is, moenie 'n noodlydende, hulpbehoevende mens verbygaan nie. Moet hulle nie eenkant stoot, of moet hulle nie met laksheid benader nie. As iemand vir jou sê, hy's nou honger, en jy kry die in jou hart om te help, doen dit so gou as moontlik. Of hy kry nou koud, maak die dinge reg. Dit is wat Vader vir ons sê, dat die doen deur almal uitgevoer kan word, maar die praat net deur sommiges. En hy sê baie duidelik hier in vers 10, hy wat eendag moet praat en preek, sal die meester wel self daarvoor uitkies. En hy sal hulle oplei. Hy sê nie hier dat die kweekskool hulle sal uitkies nie. Dis nie wat hier staan nie. En dit is hoekom ons altyd moet baie duidelik wees. Wie is die een wat daarvoor praat? Praat hy Vader se woord? Soos in hierdie geval lees ek dit? Of is hy besig met 'n toespraak wat vanuit die kerkkant kom? Want in die een geval is jy dan 'n uitverkorene, en in die ander geval is jy iemand wat beroep is. En dominees is baie lief om te sê,
ek is nou beroep na hierdie dorp toe, en hulle het my nou gevat. Beroep is 'n job. So wat is jy as jy beroep is vir iets? Jy is 'n huurling. Jy werk vir 'n instansie, want jy kry die salaris. Maar 'n geroepene kry nie salaris vir sy werk nie. Vader sorg dat hy nie sterf van die honger nie, en Vader sorg goed vir sy knegte, en hulle het nie nodig om elke dag te preek oor tiendes nie, soos wat die geval is hier by ons. Wanneer het ek ooit, kan julle hierdie jaar onthou, dat ek oor geld gepreek het? Gevra het, hoorie, kom sit jou geld hier voor in die boks. Hier is nie eers 'n boks nie. Dit is nou al amper meer as 10, 15 jaar. Dink na die herberg het ons dit nooit weer gedoen nie. En tog is elke rekening wat betaal moet word, is daar genoeg. En is daar soms oor dat ons iets ekstra kan bykoop of doen vir ons mense op die plaas. En dit is dan net 'n teken dat die beloning altyd daar sal wees as Yeshua se woord suiwer verkondig word. En ons het dit hier baie suiwer, want dit is nog deur hom gedikteer aan Jacob Lorber omtrent net onder die 200 jaar gelede. En nou het ons dit in Afrikaans. En het ons nie twyfel oor wat ons moet doen nie. Ons het tog baie duidelikheid oor die leer, want die leer van Yeshua is baie duidelik. Vers 11, die meester laat jou nou aards gelukkig word, die pragtige vrou wat hy nou kry, sodat jy eendag baie goed kan doen. Sou die meester jou egter geroep het om redenaar of leraar te word, dan sou hy vir jou gesê het, kom en volg my waarheen ek gaan en leer alle wysheid van die ryk van Elohim ken. Want kyk, vir die praat en leer word meer verlang as vir die doen. En tog is die doen die hoofsaak. En sy woord en leer slegs die wegwyser daarheen. Nou vir die wat Yeshua geroep het om te praat, het hy altyd gesê, volg my. Soos hy vir die ryk man gesê het, verkoop alles en volg my, en hy kon dit nie doen nie. Maar sy apostels het dit gedoen, en baie van sy ander vriende het dit gedoen. Maar as hy wil hê, jy moet doen, en nie praat nie, dan sal hy, soos wat hy met hierdie man, 2 mans gemaak het, hy het vir hulle elkeen 'n vrou gegee, sodat hulle kan doen, en die vrou natuurlik saam met hom, want hulle is geesgenote, anders sou Yeshua hulle nie in die huwelik bevestig het nie. Onthou, 'n huwelik wat deur Vader bevestig het, is slegs 'n huwelik wat in die gees plaasvind. Want daar staan in die skrif, wat Elohim by mekaar gevoeg het, kan geen mens skei nie. Nou Elohim, Vader, God kan net gees by mekaar voeg. Vlees wat by mekaar gevoeg word, as gevolg van vlees, soos wat meeste huwelike vandag plaasvind, in die vlees, is nie deur God gesanksioneer nie. Dit is die menslike wil, en daarom hou die huwelike ook nie. Want daar is 'n gebrek aan goddelike liefde. Bedoeling, liefde vir Vader, in die eerste plek, en dan 'n gesamentlike doen van liefde vir die naaste. En dit is waarna mense in die huwelik moet kyk. Baie mense, mans veral, oordeel sy vrou, omdat sy nie alles leer wat hy leer nie. Hy is heeltyd besig met die boeke. En nou is hy kwaad vir sy vrou, want sy leer nie hierdie boeke nie. En so meermale moet ek vir hom sê, maar jy is die priester in die huis, jy het die wysheid nodig. Sy is nie die priester in die huis nie, sy is die liefde in die huis. En versterk haar in die liefde wat sy het, want alle vrouens het dit maar. Dis net uitsonderlike gevalle waar vrouens nie liefde het nie, want hulle het die liefde vir die kinders wat uit hulle voortkom. En daardie liefde is dan maklik om uit te dra na die mense om hulle. En hulle het liefde vir hulle kleinkinders, en hulle het liefde
dan ook vir ander wat swaar kry en wat nie die voorregte het wat jy miskien het nie. Versterk die vrou in die liefde. Gee in jou wysheid vir haar die vermoë om dit nog beter te doen. As sy 'n karretjie nodig het om by arm mense te kom. As sy geld nodig het om iets vir iemand te koop wat nie kos het nie of nie klere het nie. Doen jy dan daai werk en sien dat jou vrou se werk is nie net so belangrik soos joune nie. My opinie is dis belangriker as jou werk, want die liefde staan bo die wysheid. Maar daarom het Vader huwelike ingestel, want dit is 'n afbeelding van hom in sy manlik-vroulike wese. Want Vader het alles in hom, anders kon hy nie vrouens geskep het nie. As jy nie die vroulike in Vader erken nie, dan weet ek nie waar dink jy het Eva vandaan gekom nie. Want sy was na die beeld van Elohim geskape as 'n vrou. En so is jy ook as vrou. So dit is basies die dinge, hoekom Vader nou hierdie twee mense gesê, vat vrouens en gaan doen. Julle is nie geroep om te gaan praat nie. As jy wil praat, dan sal ek vir jou gesê het, volg my. En dan leer ek jou elke dag vir 'n paar jaar, wat uit 3,5 jaar geleer. En dit sal ook wees met ons vandag. As jy geroep is vir die praat, dan moet jy die nuwe openbaring jou deel maak. Want dit is waar die waarheid is. En dit is jammer, maar dit is so, as jy nie die nuwe openbaring het nie, dit is baie boeke. As jy nou begin lees en jy het nog niks gelees nie, sal jy seker vir 5 jaar voluit besig wees. Ek luister nie na preke van mense wat nie die insig het van die nuwe openbaring nie. Want dis weer daai ding van verwarring. En tekort aan kennis, dan neem 'n mens goed aan wat ander mense gesê of geskryf het. En dis altyd gevaarlik. Jy moet net aanneem en sê wat Yeshua vir jou gesê het. Al het hy dit nou hier deur Sirenius gesê, deur Raphael die engel of deur Risa of wie ook al, hy staan daarby en hy sal sorg dat geen leuen onaangeraak word nie. Hy sal altyd die kern van ons daardeur trek. Vers 12, kyk nou hoeveel die meester met Sirenius ophef. Dit is egter beslis nie vanweë sy welsprekendheid nie, maar vanweë sy goeie en veelvuldige onbaatsigtige doen. Wie egter baie goed en edel doen, kan as dit ergens nodig is, ook wel goed en korrek praat. Want 'n oop en edel hart is nooit sommer lig uit die hemele nie. Wie dit egter het vanweë sy talle goeie en edele dade, sal ook altyd weet waar, wanneer en hoeveel hy moet praat. Beste Risa, is dit nou ook voldoende duidelik wat ek vir jou gesê het? Nou sê Risa, hoe sou ek dit nie kon verstaan het nie? Jy het tog die suiwerste waarheid gepraat. En dit is altyd vir enige een goed te verstaan het. Ek sal my altyd streng aan hierdie woorde van jou hou. Wat ek nou egter van jou gehoor het, sal ek ook dadelik aan al my metgeselle deurgee. Ek sou net nog wil weet of Zinka ook maar net vir die doen, of daarnaas ook vir die lering geroep is. Raphael sê vir hom, vriend Risa, tussen jou en Zinka se ervarings bestaan 'n baie groot verskil. Hy is 'n groot siel wat van bo kom, en wat talle en belangrike ervarings opgedoen het, alhoewel hy maar net ongeveer 10 jaar ouer is as jy. Daarom sal hy ook deur die meester aangestel word om te doen en te praat. Sodra jy egter ook baie ervaring opgedoen het, sal jy ook goed begin praat en les gee. Maar doen eers ervaring op en word ryk aan goeie en onbaatsigtige dade. En dit is 'n opdrag vir elkeen van ons wat hier sit en elkeen wat ook hoor.
Baie keer dink die mense, ja, die ou wat praat, hy is nou uitverkies en uitverkorene en hy gaan reguit hemel toe en ons arme ouens wat hier luister, ons het geen kans nie. Elkeen wat luister, het geen verweer teen die opdrag om te gaan doen nie. Want wanneer jy by hierdie deur vanoggend uitloop, dan gaan jy en jy doen. Eerstens doen die van ons wat Gilgal wil toe gaan, doen ons 'n ontsaglike belangrike taak vir Vader. Ons hou 'n geopende portaal oop tussen die hemele en die aarde. Ons bid vir al ons mense, reg oor die, nie net die aarde nie, maar ook in die heelal. En dit is om te doen. En jy word daarvoor geseën. Daarna gaan jy en jy word ingedeel in jou plekkie waar jy gaan werk vir die dag. Wat doen jy? Jy doen. Of jy nou die tuin, die gras hark, of 'n toilet moet skoonmaak, of 'n pot moet was, jy doen. En daai doen is geseën deur die Vader, omdat jy dit vir jou naaste doen. So nou kan julle sien dat almal is geroep, gelyk. Praat en doen, het hy nou gesê, die doen is beter as die praat. Want wat die doen, is dit verander jou hart. Wanneer jy daai besem vat, en jy sê, ek moet hier skoonmaak, want my broers en susters moet op hierdie grasperk sit, hulle kindertjies speel hier, en hulle moet hier oorloop, of wat ook al. Dan is die doen in die regte gesindheid. En dan word jou hart met liefde vervul vir Vader. En sodra die hart vervul word met liefde, wil die hart meer liefde doen. En uiteindelik, deur die doen van baie liefde, raak jy geïnspireerd en nou kan jy praat. Want die liefde het jou nou nog 'n stapie opgebring, het jou liewer gemaak vir die woord. Jy het ook nou meer woord begin lees en nou kan jy ook oor onderwerpe praat. Miskien nie oor alles nie, maar daar is sekere goed wat jy nou verstaan en dan kan jy daaroor praat. En baie belangrik, moenie praat oor goed waarvan jy niks weet nie, want dan bring jy die Vader se leer in gedrang, die waarheid van sy leer. En jy word vir die mens met wie jy praat, word jy dan gesien as 'n onbetroubare getuie wat nie eintlik veel weet nie. Bly eerder stil en doen. En wanneer ons moet praat, is dit so belangrik dat ons eintlik net oor die liefde moet praat. Moenie oor baie indringende en moeilike onderwerpe jouself uitgee as jy nie ten volle alles weet nie. As die sieleleer nog vir jou vreemd is, moenie oor die sieleleer praat nie. Praat net oor die liefde. Want daar kan jy nie verkeerd gaan nie. Om vir mense te sê, hoorie, julle beklei nou so hierso. Kom in die liefde, want hier staan geskryf. As jy nie jou naaste gaan vergewe nie, dan is al jou sonde wat van daai oomblik af, is teen jou. En jy is nou net so vuil van sonde soos die ou wat jy nou beskuldig van sonde. Kom in vrede met jou medemens. Dit is om lering te gee in die doen van die liefde. Want hier op hierdie plaas uit die aard van die saak met soveel verskillende persoonlikhede, het ons daagliks te doen met stryd, gevegte. En tog, die mens wat nie eintlik Vader se woord soek nie, is nie geplan nie. Hy haat jou baie maklik vir die res van sy lewe, want dit is vir hom lekker om jou te haat. Dit is lekker oor jou sleg te praat. Dit is altyd lekkerder om sonde te doen, as om die waarheid te doen. Maar dieselfde vriend wat ek nou aangehaal het, altyd gesê, daar is nie een sonde wat nie lekker is nie. Baie dankie.